Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer stel ons rooi en blou span boere bekend by 'n vaardigheidssessie saam met hulle afrigters. Ja, dis tragies oor Richard. Die besering soos van 'n karongeluk, dis terrible. Gemengde vegkuns soos enige sport het sy beserings en Richard Henry het ongelukkig onttrek uit hierdie seisoen van Moereboer. Enige ou wat wil inklim en enige ou wat betrokke wil wees, word deel van die familie. Dis 'n respek wat jy het vir die ou. Dit is 'n kontaksport hierdie en mens weet beserings kan gebeur. Richardson is nou buite die sport gebeur. Ek dink is baie sleg vir hom en ons hoop maar hy kom gou reg. Ons wens hom 'n spoedige herstelperiode voor. Iemand soos Chris Delport was een van die eerste ouens wat sy hande opgesteek het. Hy was by die boere uitdagings, hy het aanhou oefen en hy het aanhou kontak hou met ons en dit is een van die ouens wat ons graag 'n geleentheid wou gee. Dit gaan nog goed met die oefening sover. Ons oefen hard en is lekker. En dan gaan ons nou vandag bietjie vir die eerste keer bietjie met mekaar stoei en boksoefeninge doen en ek voel goed en gemotiveerd en ek dink dit gaan goed gaan. Goed. Dis moertaai, baie opoffering, ry ver, maar is lekker. Klaas goed, maar ja, oefening is taai. Besig om 'n paar nuwe dinge te leer en bietjie te match en te sien wie se opponent, bietjie uit te kyk. Jy wil nie te veel praat nie, dan nou gee jy ietsie weg, maar jy skelp hom maar hier van die kant af. Maar ek dink is baie lekker. Ek dink ons het 'n paar lekker ouens hierso. Ek het bietjie my hand seer gemaak, basies net hier in die middel van die tuin hierso. En ek het bietjie geoefen aan hulle ras en ja, bietjie mekaar bietjie gestoei en goed. Daar's so 'n half maandjie tussen my wysvinger en my duim wat weggeskeer het van my duim af of iets. Ons het nou 'n plan hierso om te kyk bietjie of hulle my beter kan maak. Ons gaan 4 buisies bloed by jou vat. Dan gaan ons daai bloede spin in 'n sentrifuge. Dan gaan jou wit bloedplasma skei van jou rooi bloedsel. En dan gaan ons daai pragtige wit bloedplasma, daai growth factors vat en ons gaan dit aktiveer onder 'n liggie en ons drip dit dan sistemies terug in jou liggaam. En die genesing gaan dan nou baie vinniger plaas. Kameras is baie moeilik, dit goed maak jou senuweeagtig. Baie. Ek is Jaco van die kerk hier van Botswana af, boer hier in die Tuliblok omgewing en boer so met so 600 beeste en dan bietjie wild vir die jagseisoen. Ek hou van die plaaslewe. Ek het groot geword op 'n plaas agter in die Tuliblok. Ek hou van buiteaktiwiteite. Man, ek moet jonk bly. Soos die kinders ook. Ek hou daarvan om goed saam hulle te doen. Ek hou van visvang in my vrye tyd. Net lekker rivier toe gaan. Familiemens, nou en dan bietjie weggaan. Die moereboer nou opkom en ons sê nee, ek gaan dit vat. Jy weet dit is 6 maande van lekker oefen wat ek weet ek oefen vir iets. Ek is seker die fikste man hier in die Tuliblok en hulle sê toe nee man, ons sukkel so met die poachery en goed. Hoekom doen ek nie bietjie hierdie UFC goed? Sê ek nee, maar ek sal nog dink aan hierdie moereboer storie. Ek dink dit was 30 sekondes voor 4 uur toe kom die oproep deur. Gryp die foon, ek hardloop hier uit. Ek nog met jou gepraat, toe ek nog uit asem uit toe ek. Dis ek baie opgewonde vir die ding. Uit die 28 boere gaan ons hulle onderverdeel in 2 spanne van 14 boere en elke afrigter gaan nou hulle vegters kan kies. Vandag vind die boere uit wie is hulle coaches. Ons 2 coaches, Neil en Dwayne, gaan vandag kan kies wie is in hulle eie span. Louis Grey, Wynand Alwynstein, Mark Cockcroft, Junior Burger, Dave Skuman, Erik de Jager, Karel Devin, Franco Kasselman, Dani Visser, Daniel Miller, Marinus Gous, Martin Weileveld, Jean-Pierre Zietsman, Chris Delport. Barnard Erasmus,
Jan Hendrik Snyman, Sias Greiling, JP de Klerk, Denise Snyman, Gerard Engelbrecht, Kabous Engelbrecht, Marlu van die Kerk, Jan Jansen van Veren, Christy de Kok, Jaco van die Kerk, Lucas de Kok, Louis de Beer, Janie Stander. Nee, ek voel baie goed. Ek dink Neil gaan 'n baie goeie coach wees. Ek dink ons het 'n bevte span, definitief die beste span. Jy kan sien jy weet baie en ek is opgewonde om te leer. Ek dink Dwayne het die oorhand hierso. Ons gaan hom verseker trots maak. Rooi span? Ja, lekker ouens in die rooi span. Ken 'n paar ouens van die blou span, so ons moet nou kwaad wees vir mekaar, maar ja, ek's bly ek's in die rooi span. Baie happy. Ek het vir coach Dwayne voorheen ontmoet en ek smal oor hom, ja. Ja, coach is nice. Coach Neil is 'n eister. Ek dink ek's gelukkig om by sy span te wees. Die boere gaan nou hulle eerste vaardigheidssessie doen saam met coach Neil Geyser en Dwayne Meredith. Ek hou daarvan om dinge te vereenvoudig. Ek werk konsepsioneel. Ek het sekere basiese punte wat ek voel wat 'n mens op moet fokus. Wat die stoei spesifiek aanbetref, 1 takedown. Ons gaan kyk na 'n double leg takedown. Ons gaan kyk na 2 submissions. Die rear naked choke van agteraf en die guillotine van vooraf. So 2 verskillende kante van die lyf. Dis die hoogste persentasie submissions in MMA. Kom ons begin met die knee tap game. Jy gaan probeer aanhou sy knie geraak. Elke keer wat jy sy knie geraak, kry jy 'n punt. Let's go. Hier's baie tegniek hier aan betrokke en maniere om uit te kom, gewigsplasings en goed wat jy moet op fokus. So ou moet verseker op jou fiksheid konsentreer. Daar's baie om in te neem in 'n kort tydjie. Hy het vir ons die basics gegee. Iets wat ons mee kan werk by die huis. Ek's Martin Beileveld, ek's 41. Ek bly hier op Boskuils hier tussen Wilwerstad en Bloemhof. Ons is 'n familieboerdery. Ek is op die beeste en my swaartjie is op die plant, koring in die winter en dan nou mielies, sojas en sonneblom. As kind was ek baie goed geweest. Laerskool was 100 meter billetjie rugby, daai tyd se A se B het ek ten minste 5-6-3 op 'n wedstryd gedruk. Hardloop, ryfiets, squash, tennis, doen redelik iets van al. Ja, die uitdinne was rof geweest. Die manne het gesweet. Ek moet sê dis wat lekker is om 'n boer te wees. Nie een man het opgegee nie, jy weet, so dit het 'n ou bietjie te tap op die skouer gegee. Boereboer wat ek wil kry is eintlik my skoonpa, jy weet, ek het mos gesê toe ek inskryf. So ek wil hom eintlik wys hoe lyk dit as ek iemand moer. Ek dink jy weet hoe lyk dit as 'n ou as jy jou kop verloor die daggie. Hy gaan sien hoe lyk dit as ek iemand maar. Nou gaan ons bietjie meer regop stoei. Ons praat van underhooks en overhooks. 'n Underhook is wanneer ek my hand, my arm onder sy arm inkry. As ek my arm volg met my lyf, kyk, dan kom ek agter hom in. Okay? As ek agter hom inkom, dan kan ek hom wurg. 'n Overhook is waar my arm bo oor hom gaan. As ek my heupe wegkry van hom af, dan kan hy nie omkom nie. As ek die underhook het, dan wil ek my heupe nader aan hom kry. As ek 2 hande om hom kan kry, nog beter. Tel die ou se voete van die grond af op, skoor jy 'n punt. Let's go. Was nogal taai, maar daarom nie te erg nie. My fiksheid is daarom alright, so was baie lekker. Ons gaan nou in strooptyd in, dan gaan dit baie besig raak. Speel nog so 'n bietjie klap rugby vir die dorp ook, so dit hou my ook nog besig. Dit hou my daarom fiks ook, maar dit is bietjie moeilik om by al die oefeninge uit te kom. Ek is Erik de Jager, boer hierso in die Botawil distrik, familieboerdery. Ek is 'n rustige ou, baie rustig, stil. Ek is skaam teruggetrokke op my plek. So my vriend sal sê enige skoonma se droom. Ek is nie so gemaklik tussen klomp mense en goeters nie. Ek is meer 'n alleen tipe ou. Ek het nog nooit in my lewe in 'n fight betrokke gewees nie. Dis 'n eerste vir my. Die boeregemeenskap is sterk in Botawil. Dit is baie lekker. Ja, ek was maar hierso op skool in 'n klein laerskooltjie, plaaskool, maar altyd atletiek gedoen. Goed gegaan met die rugby en alles na skool ook 'n bietjie klap rugby gespeel vir die dorp en so. Op die oomblik is ek Soltech toe en ek het daarso 'n tool and die maker kursus gedoen. Wou meganiese ingenieurswese gaan studeer het. Kom ons huis toe, dat ek my pa en my oom gevra of ek by die boerdery kan betrokke raak het. Ek probeer maar altyd semi-fiks te bly. Dit lyk baie lekker en dit dog ek nie, maar kom ek skryf nou maar in. Dit was so 'n semi-impulsiewe besluit gewees. Ek hou van sulke fisiese uitdagings en hierdie is, dis nie net fisies nie, is bietjie met jou kop ook. Ek hou van die staan,
Boks sal lekker wees, maar ek sal ook nie gepla oor die grond hê. Sal seker maar op die voete begin en kyk waar gaan dit. As dit grond toe gaan, dan doen ons dit daar. So kyk maar. Dink ons gaan gereed wees, definitief. Ek wil nou fokus op 'n double leg. Ek gaan fight stance begin. Jou voorste voet kan jy 'n halwe treukie gee. My knie tref binnekant sy voet. As ek 'n koneksie maak, waar ek met my hande begin, wil ek my voorarm agterom inkry. So diep as wat ek kan. Die been gaan verbykom. Lekker wyd verbuis, nie te naby nie. Van hier af gaan ek hom op my rug, op my skouer tel en dan gaan ek opdraai. Kom ons draai gegaan, kyk wat gebeur. Ons het gefokus op die double leg takedown waar jou opponent linkervoet voor en regtervoet voor staan. So ons doen dieselfde takedown. Ek het gekies om net een takedown te doen vir die hele show, want ek wil graag minder goed doen, maar dit beter doen. Het ons gefokus op as iemand jou afvat grond toe om dan te kan opstaan. Hoe staan jy weer terug op jou voete? So dit was op die grappling kant. Tel hom op agter toe, yes, en draai. Perfect. Meeste van hierdie goed is nie vir my, so dis lekker om saam met die ouens te oefen, saam met iemand te oefen wat dieselfde doelwit as jy het ook. Ek moet sê as jy moet begin dink aan skoppe, slaan, grappling, alles op een slag, dan begin 'n man se kop 'n bietjie draai. Die ding wat die mees natuurlikste gekom het is by die stoeie. Stoeie is altyd lekker. Daar is nog 'n tydjie oor om te oefen, maar ja, ek het nog 'n entjie om te gaan, definitief. Maar ja, so far so good. Right julle, ons gaan nou 'n bietjie striking doen. Partner up, kry jou gloves aan. Ons begin. Coach Dwayne sit baie moeite in ons in. Hy loop die ekstra myl, so ja, ons waardeer hom as coach. Hy leer ons baie. Ek is Denys Snyman, 33 jaar oud. Ons boer hierso in die Barberton area, Mpumalanga. Trotse meetboere van 1000 hektaar. Ek het eintlik begin op 'n klein plaaskooltjie tussen Ventersdorp en Klerksdorp. Ek dink atletiek was altyd my groot ding geweest, 100 en 200 meter. Toe begin ons baie betrokke raak by die rugby spelery. Vir 2 jaar was ek by die Sharks Academy geweest. Toe het ek opgeëindig by die Pumas, waar ek 'n ernstige besering opgedoen het. Dis waar ek in die boerdery betrokke geraak het. Ons is almal boere, ons is almal taaf. Ons is definitief van die taafste kulture daar buite. Kom ons klim in die kruit en ons kyk wat ons met hierdie kan doen. Ek dink dis hoekom ek ingeskryf het. Kabouse en Gerrit was eerste om in te skryf. Na hulle ingeskryf het, Kabouse het seker gemaak hy bel my elke dag om te hoor wanneer skryf ek nou in. Ek dink in die volgende 6 maande as ons alles insit, dan gaan ons dalk die helfte weet van wat ons moet wees en nie minder nie. Maar ek dink ek sien uit om in die hok te klim en actually nou agter te kom en te sien wat het al hierdie harde oefening en hierdie verskriklike ure wat ons insit, hoe dit afbetaal het. Ja, die houe is lekker. Dis bietjie anderster as jy staan en wag vir houe in die gesig. Ek dink as dit so right met die striking en die kicking. Dit is nou net nou met die wrestling wat ek moet bietjie opskou. My naam is Jan Jans van Vieren. Ons is hier in Warmbad geleë. Ons boer met Kalahari Red bokke. Ek is 'n baie loyale mens aan my mense. Hou daarvan om goeders te gaan doen sommer net spontaan. Partykeer bring dit my in die moeilikheid want ek volg nie altyd reëlings nie. Daar was 'n paar stories van my. Paar stories wat ek nie regtig op kamera wil sê nie. Al twee my voorste tande is valstande. Is afgeslaan deur iemand se ring. Ek het sy oor gevat. Hy het sy vingers in my oor draai druk en ek het geprison rules toe. Vat ek helpie. Ek het besluit om in te skryf vir Moereboer omdat ek het eerstens seker laas jaar gekyk. Dit was daarso langs die ring. Ek het baie opwindend gevoel en gesien en ook 'n bietjie van my fiksheid weer terug te kry. En ek het gedink dit sou 'n voorreg wees om ook in te kom. Toe ek die oproep ontvang het, dit was nogals exciting. My grootste aanhanger is moet maar seker maar my vrou wees, Chris, my neef. Ek het gedink ek kon fight totdat ek begin oefen het saam met die mense, nou die professionele en sien, nee. Dit is baie om te leer. Probeer so hard as moontlik aan my fiksheid werk. Ek wil nie in die ring wees en lyk asof ek sukkel nie. Ja, ek wil voluit gee en laat die sweet en die bloed maar loop. So van hier af ek stap net buite. Sy bene buite. So vat jou bene net bietjie weer. Boom, boom, boom. 2 3. Dit's lekker, ons is 'n paar manne van die Laagveld af wat in die span is eerstens en dan ek en my broer is ook al twee in die span wat dalk vir my ma goeie nuus is want ek hoor ons kan daar nie oor en weer fight nie. My broer is Kabouse Engelbreg. Hy's 'n bietjie korter breër weergawe van my. So ek dink gewig gewys is dalk naby aan mekaar, maar hy's 'n klein bietjie korter as ek, ja. Ek het gedink ons gaan staat maak op natuurlike talent, maar dit gaan definitief nie werk nie. Ek is Gerrit Engelbreg.
dan moet jy gaan. O ja, ek het hom gemis, ja. Ek gaan sê ek skerp, dan moet jy sê ek Kabous dan. O, soos ons video was, ja. Ek is Gerrit Engelbreg. Ek is Kabous Engelbreg. Ons boer hier in die Barberton area met sitrus en makadamias. Ons speel eintlik nog steeds rugby, albei hierso vir Barberton Rugby Club. Cricket definitief nie. Dan gaan ons maar die facehouer draai. Op die aand natuurlik was ons daar gewees van seisoen 1. Bietjie brandas gevat en vol moed mekaar gesê nee, ons gaan definitief inskryf as ons seisoen 2 is. Wat ek gaan goed doen is hy's taaf, verstaan? Hy's tawwe ou, so ek dink daarin gaan hy definitief goed doen. Hy's eintlik maar 'n hoofseun. Hy was laerskool en hoërskool hoofseun gewees, maar vinnig na skool hy het gegroei, redelik wild geraak op varsity. Wie ook al hom gaan fight gaan moet reg wees. Hy gaan hom dink ek amper moet dood hê voordat hy gaan ophou. As jy dink aan daai dag wat nou kom, Olede. Ek wil my broek kak. Ek stres maar van natuur baie vir sulke goedjies. Partykeer voel dit vir my ek is te rustig. Die selfvertroue gaan in die voorbereiding kom. Ek dink as jy weet jy's goed voorberei, dan gaan jy selfvertroue hê as jy daar instap. Maar ek het by Rio Baru Inter-Unies met Ernst gepraat hierdie jaar sin, nou na hulle fights laas jaar. Toe sê hy vir my, as jy instap, hoor jy niks. Al wat jy hoor is daai klik van daai hekkie wat agter jou toe maak en jy weet. Julle is nou net 2 hier binne, so ja, ek dink dit maak mense maag nogal 'n bietjie draai. Ja, ek dink om as broers hierin aan te pak is special, want daar's niemand anders wat ek by my sou wil hê in daai tyd in 'n fight en goeters en maar vat fight en besigheid in die lewe enige plek, dink ek altyd sterker met hom langs my. Toe ons groot geword het, 1 of 2 keer 'n stry gevang en dan my pa maar vir ons ook bokshandskoene gegee om die storie uit te sorg. Dit is enige broers maar seker doen. Maar ek sal nie sê dat ek weet dat daar toe 'n duidelike wenner was. Om mekaar maar vat na die fight. Nou na moereboer dan sal ons dit uit, so daar's altyd fiks. So ons gaan 'n bietjie van 'n drill doen. Okay, 1 is 'n jab. So 1 jab, boom. 2 jab cross, boom boom. 3 jab cross hook. 1 2 3. 4 jab cross hook cross. 2 4. Die beste manier om met die ouens te werk is vir die basics en doen hulle goed. In jou kombinasies, meer reguit hou. Werk met dit. Basic hooks, basic defense, hoe om in die boks te bly. Hoe om jou spasie te kry as jy wil rus, as jy nou gegas het, hoe om terug te trek, hoe om jou asem te haal op die grond, hoe om uit te kom. Ons verwag nie dat hierdie ouens nou pros gaan wees nie. Maar ek moet sê die boere het groot harte as jy nou hulle leer baie vanaand want hulle wil dit doen. 3 Definitief om net dit te wees en alles en te kyk en videoetjies te vat en maar ek sal definitief reg wees vir die fight. 4 My naam is Janie Stander. Ons boer hier net buitekant Malelaan, 'n pragtige piesangplaas. Ons boer suiker saam met dit. Ons het ook 'n bietjie mangoes en dan doen ons groente ook. 'n Papa first and foremost en 'n man vir my vrou. My huishouding is vir my alles. Ek gee alles vir hierdie boerdery en is baie lief vir boer. Die familie sal altyd vir my eerste kom. Natuurlik 'n kind van die Here en ons almal weet waar ons krag vandaan kom. Ek sou gelike het om te boks of een of ander vegkuns, so toe ek hierdie opportunity sien toe, ja, ek het nie eens getwyfel nie. Ja, daai dag van die oproep 3:45 toe sak my moed in my skoene en ek dink daar het ek besef hoe graag ek wou inwees want toe is ek negatief. 10:04 toe kry ek die oproep en ja, uit my vel uit. So 'n paar skaffels, ek was al geslaan, hou of 2 gegooi, maar nog nooit iets groots nie. Dit is 'n wonderwerk dat ek nog nie baie hard gemis nie, want ek was maar nippie. Ek is soos 'n Jack Russellkie nog altyd baie te sê. Afrikaans is dit beteken baie. Ek weet dit gaan hard wees. Ek vat dit nie ligtelik nie en ek werk hard vir daai dag. Een ding wat ek geleer het in die sport is sodra jy begin worry oor die ander ou se gameplan, jy dink jouself in sy game in en jy vergeet in jou eie game. Doen die basics goed. As jy jou basics goed doen en jy het jou style van fight, enforce jou wil op die ander ou. Op die striking kant het ons shoulder taps gespeel waar jy nie die ou in die gesig noodwendig raakslaan nie, maar sy skouers probeer tref sodat hulle gewoond raak in die afstand van 'n geveg in en uit. Ons het angles gedoen, ons het afstand gedoen, maar ek het probeer alles live doen. Hoe vinniger hulle begin speel, hoe beter kan hulle raak in die speletjie. Die ding wat dalk die moeilikste was is maar die beweging van die voete terwyl jy boks, maar dit kom by en jy begin agterkom watse kant toe om te gaan en waartoe om te skuif. Ek dink 'n mens moet maar op die eie game fokus. Ek is een van die ouer ouens. So ek wil nie te vroeg uitbrand nie. Ek wil hom net reg time. Ek is Wynand Steyn van die Weskus Langebaan.
is 122 kg, 1.96 meter lank en ek boer met skape hier so teen die Weskus. Ag, ons het die eerste seisoen gekyk. Dit het gelyk na 'n challenge vir my en toe skryf ek in. Die uitdinne was nogal staf, ek moet sê. Ek het nie gedink ek gaan inkom nie. Ek het gesien ons ouens wat baie fiks was, veral met die hardloopgedeelte. Ek dink die swaarder ouens het 'n bietjie moeilik gekry. Gaan maar wild partykeer, veral soos nou met lamtyd. Dis maar bedrywig, maar ons draai die ure insit. Maandag tot Vrydag draai ons doen wat ons kan. Op die plaas werk ons ook fisies. Ons tel bale op en ons werk met die diere. Dus daar. Ja. Voel jy dit? Okay, dan is daar. Baie lekker gewees, verseker baie goeders geleer en jy kom eintlik nou eers agter wat se tegnieke daar is om te doen en wat jy anders te moet doen en wat jy fout doen. Ek is Marlo van die Kerk, ons is hier van die Laagveld af, Faberton Vallei. Ek boer met makadamias. 4x4 is een van my grootste gitters. Ek love 4x4. Dit is vir my adrenalien en dan die buitelug, buitelewe. Ek kan nie 'n dag sonder 'n dink om nie in die natuur te wees nie. As my vriende vir my sê, nee, hulle is nou op kantoor of is die of daai, dan wil ek sommer my broek en net sê ek kan nie dit doen nie. Laagveld manne is taaf. Alles is soos 'n kompetisie met mekaar. Dis die hele tyd eintlik lekker net meet. Ek dink is 'n lekker challenge in 'n mens se lewe, 'n bietjie verander. Die mense wat agter my is amazing. Die Laagveld het ons nie baie beklein. Ek dink maar in Pretoria se daai is maar 'n gevaarlike plek. Ek dink daai bar dronk stories swaai net want ons het te veel brandewyn in die lyf. Ek dink dis eintlik maar 'n lafaard wat so beklei en op die einde van die tyd 'n ou wat kan beklei is 'n ou wat vir iemand sê kom ons stap uit en ons sorteer dit soos manne uit. So dit het verseker groot verander daai. Maklikste, ek dryf hom vorentoe en ek hak hierdie 8 buitebeen. Kom. Definitief fiksheid. Naweek moet ons maar oefen en die partytjies en die troues los weer. Ek sal sê die takedowns, dit werk op mense lyf. Dit was taaf geweest, dit was fucking taaf geweest. Ons het 'n lang dag gehad, ja. Elke klein spiertjie in die liggaampie kramp. Dit nie sommer 'n bietjie meer water moet drink of iets. Hierdie ouens wil fight. So dis eintlik baie nice om saam met hulle te werk. Ek geniet dit baie. Ek het gekyk waar elke ou is toe ons begin het en waar hulle nou is en ek kan verbeteringe in almal sien. It's amazing om te sien wat hulle nou al reg gekry het vandag. Die ouens is amazing. Ons het 'n amazing kameraderie in die span. Ek het so vermoede ja, wat ek teen wie ek gaan fight. Ek dink is daai Jan Hendrik. Ek dink hy gaan hom vat. Soos 'n lucky packet, ek kyk net maar. Hy moet net sy sonbriltjie inpak. Hy Karel, die man het my uitgepol. So ek sal hom vat. Ek is nie bang vir daai man nie. Net nie vir te nice nie, verder is dit sharp. Ons 'n melkboer van die Oos-Kaap. Kelvin iets, dink ek is sy naam. Maar ek sal like as ek hom kan kry. Lyk vir my lekker rof. Ons gaan nie World Cup toe om Japan in die final te speel nie. So hulle moet maar van die moeilike ou gee dat ek hom vat. Is net twee van ons wat oor as 140 is. Ek gaan vir die langer vat, ou shorty. Dit gaan 'n fight wees. Ek weet nie, gewigsgewys ek en hy is op twee uitskieters, ons nie aanhou ons naam ons sê so dit maak seker sin. In die volgende episode het elke boer kort 'n vegternaam vir hulle ondersteuners om te skree terwyl hierdie boere mekaar kop aan kop meet in die versus kry. Ons sal sien wat trek hy hierdie tyd. Kan my maar noem geen genade. En hierdie vegters gaan dan ook vir die eerste keer deelneem in 'n face-off.